Welkom by die tweede gedeelte van ons reels oor eindtye. Ons vra vandag, wie se eindtye is dit? As Jesus se disippels gevra het, wanneer gaan hierdie dinge gebeur? Waarom gee ons dan vandag 'n antwoord wat hulle nooit gekry het nie? Welkom terug by eindtye. Wat sê die Bybel werklik? In die eerste gesprek het ons net een ding gedoen. Ons het begin vra of die eindtyd prentjie wat ons ken, werklik dieselfde prentjie is wat Jesus aan sy apostels of disippels geskets het. Vandag wil ek een stap verder gaan. En ek wil begin met iets wat baie eenvoudig klink. Wanneer het die Bybel se eindtye begin? Jy het dalk altyd aangeneem dat hierdie goeters in die toekoms gaan wees. Die meeste van ons het 'n sekere idee as ons dink oor eindtye, wat 2000 jaar gelede vorentoe gegooi is in vandag se tyd. En nou leef ons in hierdie eindtyd. Met ander woorde, die eindtyd is hoofsaaklik ons tyd waarin ons nou lewe. Maar kom ons kyk wat die Nuwe Testament self sê. Nie wat die eindtydkaarte sê nie. Ons kyk wat die Bybel sê. Hebreërs sê iets baie interessants. En daar in Hebreërs 1 vers 1 en 2 lees ons. Hy sê, nadat God baie keer op baie maniere in die oudheid gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in die laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. Kom ons stop net daar vir 'n oomblik. In hierdie laaste dae, met wie praat die skrywer van Hebreërs hierso? Hy praat tog met die Christene van die eerste eeu, dan nie? Hy sê, in hierdie laaste dae, nie eendag wanneer die wêreld amper tot 'n einde gaan kom nie, dan sal God deur sy Seun praat nie. Dis nie wat hy sê nie, hy sê in hierdie laaste dae. Nou kom die vraag, as hulle in die laaste dae gelewe het, waarvan was dit die laaste dae? Dit is die vraag wat ons vir onsself moet afvra. Petrus sê dit tog ook. Hy sê, daar in Handelinge 2, staan Petrus op Pinksterdag op. En hy sê, die Heilige Gees is nou uitgestort. En mense begin wonder, wat is besig om te gebeur? Wat is aan die gang? En Petrus haal 'n skrifgedeelte aan daar uit Joël. En hy begin met dit, en dit sal wees, so dis wat die skrif sê, en dit sal wees in die laaste dae, sê God, dat ek van my gees sal uitstort op alle vlees. Jy kan dit lees in Handelinge 2 vers 17. En Petrus staan op en hy sê vir hulle, maar dit is wat julle nou sien. En hy plaas Joël se profesie nie duisende jare in die toekoms nie. Nee, hy verbind dit met besig is om daar te gebeur. Hier is 'n interessante gedeelte. As ons sê, ons lewe vandag in die laaste dae, dan is dit moontlik om die Bybel so te lees. Maar dan moet ons 'n ander vraag ook beantwoord. Waarom het die apostels self gesê dat hulle in die laaste dae lewe? Dit kan nie albei op presies dieselfde manier geervaar of wees nie. Stem jy met my saam? Of die Bybel gebruik die laaste dae verkeerd op 'n manier wat hulle dit moes verstaan, of ons in die moderne tyd vandag verstaan die betekenis van dit verkeerd. Ek wil hê jy moet hierdie vraag saam met my dra. Moet hom nie te vinnig antwoord nie. Kyk byvoorbeeld na Jakobus 5 vers 8 en 9. Want die koms van die Here is naby. En dan sê hy weer, kyk, die regter staan voor die deur. Nou kan ons sê, ja, maar naby kan tog beteken 2000 jaar later. Want dan kom hulle met 'n ding van 1000 jaar is soos een dag en een dag is soos 1000 jaar. Maar dink gou hieroor na. As iemand vandag vir jou sê, die persoon staan voor die deur, sou jy dink 2000 jaar in die toekoms? Nee, jy sou nie. Die taal klink dringend, dit klink naby. En dit is presies hoekom ons dit nie sommer net moet wegverduidelik nie. Ek wil jou nou 'n vraag vra wat jou 'n bietjie
meer gaan help in die latere gedeelte van hierdie reeks waarmee ons besig is. Wat as die eindtye waarvan Jesus en die apostels gepraat het, nie hoofsaaklik oor die einde van die aarde gegaan het nie? Wat as dit oor die einde van 'n era of tydperk gegaan het? Dit is waar ons volgende keer moet begin, want Matteus 24 vers 3 gebruik 'n Griekse woord wat beteken aion. En weet jy wat? Dit verwys na 'n era of 'n tydperk. Dit is belangrik, want as Jesus se disippels vra oor die volëinding van die eeu, dan moet ons nie outomaties in ons kop lees die vernietiging van planeet aarde 2000 tot 3000 jaar in die toekoms nie. Ons moet eerder vra, van watter era was hy besig om te praat wat tot einde moet kom? Onthou, ons was in episode 1, het ons gesien, die gesprek wat die disippels met Jesus gehad het. Hulle het bespreek oor die tempel, hulle het nie bespreek oor die planeet nie. Jy moet dit gaan lees. Dit begin by die tempel en Jesus sê vir hulle, daar sal nie een klip op 'n ander gelaat word wat nie afgebreek sal word nie. Want die disippels het gevra, wanneer sal hierdie dinge wees? Nou begin die prentjie so 'n bietjie verander. Want Jesus praat met die Joodse disippels. Hulle leef binne 'n wêreld waar die tempel, die offers, die priesters, die ou verbond, die sentrum van hulle godsdiens bestaan was. En Jesus sê, hierdie wêreld gaan verander. Kom ons kyk bietjie na die geskiedkundige skrywer Josefus. In die 1ste eeu beskryf hy hierdie katastrofie, die gebeure wat uiteindelik tot die vernietiging van Jerusalem en die tempel gelei het. Jy kan dit gaan lees daar aan sy werk in The Jewish War, is besonder, dis belangrik om dit te gaan lees en die geskiedenis te kry en die profesie in vervulling te sien wat gebeur het. Ons gaan nie net die Bybel in isolasie lees nie. Ons gaan probeer verstaan wat in die wêreld van die eerste eeuse Christene gebeur het. Ek wil jou hier met dit los vandag. Ons het vandag nie die antwoord op alles gekry nie. Ons het iets belangrikers gekry, 'n beter vraag. As die apostel oor die laaste dae gepraat het, as Jesus gesê het hierdie geslag, as Jakobus gesê het die koms van die Here is naby, wat verwag ons moet vandag gebeur? Wat was besig om tot 'n einde toe te kom? Want voordat ons kan verstaan wat die eindtye was, moet ons verstaan waarvan dit die eindtye was. As Jesus se disippels gevra het, wanneer hierdie dinge gaan gebeur, waarom gee ons vandag 'n antwoord wat hulle nooit gekry het nie? Ek is JP Fourie en onthou, voordat jy vra wanneer die einde kom, vra eers, die einde van wat?